Toe Marlies in 2019 in Namibië met haar fiets teen 'n rugbypaal vasry, sou niemand kon raai dat hierdie videogreep 'n internetsensasie sou veroorsaak nie. Wat nog te sê 'n vollengte film in 2025. Bioskoopkuier by die 13de Silverskermfees hier by The Bay Hotel in Camps Bay. En vanaand kry ons 'n kykie agter die skerms. Net Marlies, 2 linkervoete en 'n kop wat half aangeskroef is. Maar ek wil travel, nie vleis in darm stop nie. Wel, dit is jou voorland as jy nie jou sokkies gaan optrek nie. Wat ek actually wil doen is net 'n gap year vat. Maar niemand luister wat ek sê nie en verstaan nie wat ek wil doen nie. Dis 'n trek, dis 'n trek. Yep. Valid passport. Yes. Can speak English. Yes. Ride a bike. Ons is super opgewonde om met die regte Marlies en die aktrise Marlies te gesels. Eerstens, hoe voel jy dat jou storie nou op die silverdoek gaan verskyn? Ek kan nie dink enigiemand dink ons is belangrik genoeg om hierdie mee te doen nie. Dit is ongelooflik. Ek het nie woorde nie en ons is so geëer dat hulle hierdie doen. As ek na julle twee kyk, sien ek so half dieselfde mens. Ek weet nie of julle begin merge het in een mens nie. Het julle twee bietjie tyd saam spandeer tydens die vervulling of voor die vervulling? Nee, ons het eintlik nie. Dit was iets wat ons regisseur besluit het. Ek dink 'n mens wil nie jouself fact check nie, maar as ek kon sou ek graag van Marlies beter wou leer ken vinniger, want vandag was te lekker. Ag heerlik. Maar ek neem aan jy het ook daai videogreep gekyk. Wat was jou initiële gedagtes toe jy dit in 2019 sien? Ek het gedink, ja, dis ek. Ek sou ook dit gedoen het. En toe julle die nuus kry dat jy en jou gesin of julle storie sou uitgebeeld word in 'n film. Wat was van die gesprekke om die etenstafel toe die realiteit begin insink? Ek dink vir ons was dit 'n groot skok geweest want in die begin het ons regtig gedink hierdie is 'n grap. Dit gaan nooit regtig iets word nie. Ja. En eendag toe stuur Brett net vir my weer op Facebook 'n message en hy sê ek wil graag met julle 'n call hê. Ek het so vat 'n skrip al geskryf. Wow. En hier begin dit 'n realiteit raak en hier is ons vandag. Fantasties. En vir jou, Zandel, vertel my 'n bietjie meer van jou voorbereiding en ook net die shoot proses. Wat was van die hoogtepunte? Ja, so ek is mal daaroor om eintlik net bietjie te doodle en ek hou daarvan om so 'n bietjie 'n biografie van die karakter te skryf en neer te pen. En ek hou ook daarvan om te sien wat is daar wat ek van myself in die karakter vind. Soos die ongeluksvoël is iets wat ek definitief kan sien. Maar van daar af, ja, ek dink dit is baie belangrik ook om met die regisseur net te praat en te vra waar is ons in hierdie story arc. Ander ding is ook die coming of age, wat gebeur, soos waar verander die karakter, waar begin die ratte draai, so 'n groot ding. En die highlights vir my, definitief om van die fiets af te val, sonder om eintlik te seer te kry. En ja, ek het so 'n bietjie concussion, maar dis okay. Ons is super bly julle is albei hier in een stuk, albei wat van die fiets afgeval het en ons sien baie uit na die film. Hier staan ek met Nicola en Wilmarie, aktrise en die regte persoon. En ek sê net vir hulle, dis asof hulle in een mens ingemerge het. Vertel my toe jy hoor jy die rol. Ja. Wat het deur jou gedagtes gegaan? Jesou, so ek speel 'n lewendige mens. Ek weet nie of ek mag vloekies skies. Mag jy ook nie. So ja, al wat ek wou doen was om hulle te beïndruk en hulle tevrede te stel. So dit is my mission vanaand. Ja. Ek het wel gehoor dat julle nie regtig baie tyd of julle het geen tyd voor die tyd spandeer om mekaar te leer ken nie, wat baie interessant is. So waarop het jy die karakter wat dan nou die regte mense is geskoei? Jesou, ons regisseur het so baie navorsing gedoen oor hierdie familie en sy het met ons gesit en net stories vertel. Ons het net geluister en alles van daar af. En almal wat die familie ken het met ons kom gesels and they are so loved and so known. So die oomblik toe ons in Namibië land, dit was so maklik om net in hulle skoene in te klim. Fantasties. En vir jou vanaand, ek meen julle shine, jy en jou gesin. Toe julle gehoor het hierdie film gaan gebeur, ek seker of van dit het so bietjie soos 'n droom gevoel. Dit het toe ons hoor dit word 'n film. Jy weet as jy soos bietjie koors het en jy hallusineer. Dis dit gevoel het tot en met gister. Daar's die land, dis ons soos oh my word, dit gaan gebeur en om te weet dat dit Nicola en Zandel is en hulle het so baie talent. Ek is so opgewonde. Soos ek
kan nie vir julle beskryf, my hart klop 1000 km/h. Het julle al hierdie film gekyk of is vanaand die eerste keer? Vanaand se eerste keer almal wat dit al gekyk het, praat in hierdie gliewe, soos hierdie is dalk in die fliek of hierdie is miskien nie. So dis so raai ripa, maar ons het al 10 keer gehuil oor die trailer, so ek weet hierdie gaan 'n treffer wees en julle het so baie moeite gedoen. Baie dankie. Sandri, baie geluk. Hier staan ons nou, premier aand. Hoe voel jy? Ek is bitter opgewonde en obviously ook 'n nervous wreck. Maar hier gaan ons nou. Wie is bang? Wie gaan ons? En ja, presies, wie is bang? Die regte gesin is hierso, natuurlik die wonderlike akteurs met wie jy gewerk het. Hoe pak mens so 'n projek aan wat geskoei is op 'n regte verhaal en regte mense anders as 'n absolute fiksionele storie? Ek dink hierdie was die grootste exercise in ego. Van die begin af het ek besef dat ek hierdie familie wil honor en hulle nie exploit nie. En dan was my gelukkige kussing waarop ek geval het dat ek gewerk het met die beste. Ek kan nie vir my span genoeg erkenning gee nie. Ek was omring met mense wat ongelooflik is in dit wat hulle doen. Akteurs en agter die kamera en die horens is fantasties. Ek meen as jy hulle vir die eerste keer ontmoet, raak jy onmiddellik verlief op hulle en dan kan jy nie anders as om wil deel te wees daarvan nie. Ja. Ek weet Jan Brett het blykbaar in Namibië gaan kuier by die regte gesin en toe het julle net op 'n oomblik besef hierdie gaan werk. Hierdie is 'n storie worth telling, as mens dit so kan sê. Wat rakende hierdie gesin het vir jou uitgestaan dat jy regtig gevoel het Suid-Afrika en die wêreld moet dit sien en hoor? Ek is 'n ma van 2 kinders en dit help nie ek sê vir hulle eet jou groente nie, ek moet my groente eet. En so we have to live by example, right? En vir my, toe ek die Horens ontmoet en sien wat 'n goeie voorbeeld hulle is van familie, toe verstaan ek die taak baie goed en toe verstaan ek as ons meer goeie voorbeelde van goeie families op skerm sit, dan sal mense dit begin volg. Soos dit is so maklik deesdae om uit jou huwelik uitgepraat te word, om eerder by jou vriende te kuier as jou familie, want jou familie hou jou accountable. En ek dink hulle het my net inspireer om 'n storie vertel oor 'n doodgewone familie en dit is okay, dit is genoeg. Ja, nie natuurlik, ons ken jou van binnelanders en die reis wat jy gevolg het daar. Hoe is dit anders vir jou om nou in die filmwêreld in te stap met hierdie karakter en wat was die lekkerste van hierdie uitdaging vir jou? Ek dink dit is altyd lekker om 'n rol te vertolk waar jy bietjie meer uitgedaag word. Wat moeilik was of iets om aan gewoon te raak is, dit vat baie langer om 'n film te skiet. Ja. By ons, by binnelanders is ons al so geoliede masjien, almal weet wat hulle moet doen, almal weet wat hulle rol is en omdat hierdie my heel eerste vollengte film was ook, was dit nogal iets om aan gewoon te raak, maar jy weet, 'n mens is aanpasbaar en 'n mens groei en ek het baie gegroei as 'n aktrise hierso en wat 'n voorreg om 'n gewone familie se storie te vertel. Ja. Dit is so lekker om die rolverdeling en die regte gesin vanaand hier saam te sien. Toe jy jou karakter se regte persoon ontmoet, wat was daai initiële interaksie? Nee, dit was so 'n warboel van emosies want hulle was op die eerste dag daar gewees wat ons begin verfilm het en om die actual persone daar te sien, die regte gesin daar te sien, het baie meer druk op ons gesit want nou is hulle hierso en hulle kan enige tyd sê luister, julle doen nie ons storie justice nie. So definitief baie meer druk gevoel. Maar ook positiewe druk, want hierdie is 'n storie van hoop en hierdie is 'n storie wat mense moet sien en hierdie is 'n storie wat mense gaan genees. En wat 'n voorreg om die geleentheid te hê om so iets te kan doen. Baie geluk met jou eerste rol in 'n vollengte film. Ons sien baie uit om jou te sien. Dankie. Marlies wat met haar fiets teen 'n rugbypaal vasry, laat ons skaterlag. Maar in hierdie vollengte film is dit nie net 'n lag nie, maar ook 'n lag met 'n traan. Leer ken hierdie gesin in die fantastiese vollengte rolprent. Ondersteun trots Suid-Afrikaanse films. Tot 'n volgende keer. Vir nou eers bioskoop groete en lekker fliek. Ride a bike. Is jy van jou kop af? Jy! Ek wel as jy dit gaan doen, gaan jy dit reg doen. Ek gaan jou leer. Wat sê jy, dokter? Ek dink ons moet die girls Dian, hulle verdien om te moes weet. dit net. Gaan links, draai links, jou horlosie hand. Mama? Marlies, breek!
Julle weet wat sê ek, jy stap nie by hierdie huis uit met 'n gat in jou pant nie. Net nou skop jy die emmer en dan. Kom het mamma net nie vir ons gesê nie. Want ek probeer nog uitfigure wat om te doen, Marlies. Om bang te wees is eintlik 'n goeie ding. Dis waar jy leer. Dis waar jy groei. Okay, is jy ready? Born ready.